Daar's ek. Halleluja. Daar sê welkom terug elkeen van julle. Goeiemôre, welkom aan almal wat hier is. So ja, kom ons begin eers met 'n gebed. Here Vader, ons sê dankie Here dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Here, waar ons U kan loop, prys, eer, verheerlik, waar ons U net kan aanbid en Here in al die lof aan U gee. Here, ons sê dankie Here vir die lieflike reën wat daar val. Die wêreld het dit so nodig, Here. Here Vader, vanoggend bid ons en ons vra U kom staan net by elke een van ons stil. Raak ons aan met U Gees. Here, voel vry en voel welkom in ons midde, Here. Here, laat die Gees van U net beweeg, Here, van persoon tot persoon, hart tot hart, in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Here Vader, seën ons diens vandag, Here Vader, en wees so saam met ons in Jesus naam. En Here, dankie vir elkeen wat vandag hier is, elkeen wat ingeskakel is, almal wat nog gaan inskakel, in Jesus naam. Dankie Here. Amen en amen. En prys die Here. En prys die Here. En amen. Goeiemôre almal, welkom in die huis van die Here. Elkeen wat hier is vanmôre, ons gaan saam die Here loof en eer en prys. Dit is so lekker, né? Al die luisteraars, almal wat ingeskakel is, soos die wat altyd sê, almal wat nog gaan inskakel, wanneer julle ook al die diens luister, welkom almal vanmôre. Ons praat nog steeds van mosterdsaad geloof en ek glo oor 3 weke is dit klaar, so dit raak nou baie klimaksvol. Nou moet julle baie nou luister, van die kindersboek by die oudste. Dit raak nou baie. Dan het ek gesê, daar's 5 dinge wat jy nie jou geloof moet opmors nie. En dan is daar 7 dinge wat jy moet toepas in jou lewe, waarvoor jy jou geloof juis moet instel. Nou ek het nou al van hulle 4 behandel. Vandag is dit die 5de. Ek gaan so ligweg net raak aan laaste week se, maar ek het net 'n klein stukkie van hom gedoen. Romeine 12 vers 13 wat sê, ek lees dit vir julle weer, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, vir elkeen onder julle, dat hy nie van homself meer moet dink. Kan julle glo hierdie woord sê? Jy moet vir jouself baie dink nie. Kan julle glo dat so baie met ons geskryf in die Bybel? Hier staan dit. Hy sê jy moet nie van jouself meer dink as wat mens behoort te dink nie. Ek het op my oë getrek toe ek dit sien. Die kinders trek hulle oë vir my, hulle kan nie glo wat ek vir hulle lees nie. Maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toevertrou. Met ander woorde, hoe moet jy jouself weeg? Aan jou geloof in God. Jy moet jou nie self weeg en dink, wow, ek is nou grand, ek is nou great, ek is die beste, my punte is die beste op die klas. My pa en my ma sê altyd ek is so soet, my pa en my ma sê altyd ek is stout. Wat ook al, nee, jy weeg jou nie daaraan, jy skit geniet jou kop. Jy weeg jou aan wat God sê jy is. So waar is jou geloof, wat jy moet sê, ek wil so luister na hierdie woord. Die woord sê, wees my ouers gehoorsaam en alles wat hulle sê. So ek dalk nie skit jou kop nie. Sien jy my skat? Ja, so ek moet nie vir myself baie dink nie. Ek moet luister vir mamma en papa. En so luister ons maar almal vir iemand wat, toe ek gewerk het, waar ek baie hoofde oor my gehad, die mense wat nog steeds werk, Frikkie, Merlin, wat almal nog baas het, werk vir die dagte, ja, hulle dink nie altyd soos jy dink nie. En hulle vertel vir jou baie goed, en dan gaan jy Frikkie, jy gaan vir hulle sê, luister, ek weet die part gaan nie so in hierdie engine nie, maar hy sê, luister, jy sal vir my luister, nie? So jy gaan dit doen soos wat ek vir sê. Nou moet jy maar luister, moenie dink is nie julle kinders wat moet luister nie. Ons groot mense is ook 'n situasie wat ons ook moet luister. Maar dan kom ons terug na die woord van God toe, wat hier staan. En wat het ek vir julle vorige week gesê? Lees die manual. Gebruik die manual in jou lewe, is jou manual. As jy nie die woord van God toepas in jou lewe nie, gaan geloof nooit vir jou werk nie.
Want jy doen nie wat jy moet doen nie. Jy doen nie wat jy moet sê nie. Nou gaan ek 'n bietjie verder. Vanmôre met die nuwe een, net 'n klein stukkie, ons gaan hom weer volgende week doen. Net so 'n stukkie opdraam. Hierin, dit was vir my net so koslike skrif. Hier in Matteus sê hy, luister hierna. Luister mooi, julle almal ken hierdie skrif. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. So ons sê ons kom kerk toe, ons word gevul met geloof hierso. Ons leer hier van die woord elke dag, nê? En wat doen ek? Party van ons is nog eers 2 ure hier uit nie. Of party van ons is nog nie eers by die huis nie. Dan het ek al klaar met my geloof van die pad verloor. Intussen sê hierdie woord, jy is die lig van die wêreld. Jy kan nie weggesteek word nie. Daar waar jy is, dan nie daar waar jy is, skyn jy in die huis vir jou kinders. Skyn jy in die huis vir jou vriende wat so toe kom. Jy kan nie 'n maat emmer bo op 'n lig gaan sit nie. Die Here Jesus het elkeen gered as 'n disipel van hom. Julle kom op plekke waar pastoor nie kom nie. Julle hanteer mense waar ek nie kom nie. En dis daar waar julle lig moet skyn. Maar ons moet nog steeds bly by die manual. Die manual sê, een van die vereistes van die manual sê, bring julle offergawes na Jesus toe. Bring julle tiendes na die huis van die Here toe. En dan, pastoor het 'n manier om dit vir my baie mooi te stel altyd. Hy sê, want dan het jy die reg om die Here iets te vra. Want jy beroof hom nie. Maar as jy hom beroof, het jy nie eers die reg om dit te vra nie. Jy kan maar so heilig leef soos wat jy wil. Jy kan maar hierdie manual doen soos wat jy wil. Daar is instruksies van 'n sekere weg wat iemand moet loop. En ek stuur elke Sondag so ver, gee vir julle elke keer 'n mosterdsaai vir die kinders vir julle gee. Gooi julle moet ergens geloof begin vat, mensies. En sê, hierdie is my mosterdsaad. En julle moet nie aan my maak nie, julle moet aan God 'n belofte maak. En sê, Here, van nou af gaan ek elke dag dit en dit. Ek het gister so gelag vir Louis toe hulle vir my sê, hoe het hulle draad skoon gemaak en alles. Om net te gaan help vir Jonathan met iets, maar ek gaan dit nou nie hier in detail bespreek, maar ek het so gelag vir die manier wat hulle fondse moet inkry, en dit was in hulle besit. So die Here gee vir ons iets in ons besit, ons maandelikse inkomste. Ek betaal my volle 10 op my pensioen. Ek kry net soveel pensioen soos julle. Die ouens wat op ouderdomspensioen is. En ek het al ou mense gehad wat vir my direk aanvul en sê hulle, die Here verwag nie van my om nou pensioen te betaal nie, hy wou toe ek gewerk het ek alles gegee. Daar bestaan nie so ding die mense. As jy wil God se seëninge hê, moet jy ongelukkig by die woord van die Here begin. En onthou, julle is die lig van die wêreld. En moenie gaan om wat ander mense van julle dink te doen en sê of van julle self nie. Okay? Liewe Here, Here, baie dankie vir die kort woordjie wat U vir ons gegee het, om ons te stig en ons te seën, dat ons kan leer uit die woord uit. Here, ek het onder die kerkbanke groot geword as kind, en ek trek al ver in my jare, maar tog lees ek nog skrifte raak, wat vir my voel ek het nog net nooit raak gesien nie. Ek het dit nog nooit ervaar, die manier wat dit geskryf is nie, soos ek moet nie van myself te veel dink nie. Ek moet maar altyd by iemand anders leer. En dit is so kosbaar, Here, want as ek my verlaag, my nederig hou, sal God my verhoog op die regte tyd, op die regte plek, en hy sal my daar seën met oorvloed, soos wat in sy woord sê. Here, en ek wil vir U vra dat U elkeen se hart sal aanraak, dat wanneer hulle fondse kry, dat hulle vir U eerste dankie sal sê, om te weet, die asem wat ek inasem, het ek nie nodig om voor te betaal nie. Ek kry dit verniet. Dat hulle sal weet, dis genade van die Here, wat hulle werk voorsien het. Wat voorsien het dat daai firma se deure oop bly, en dat hy vir my salaris kan betaal. Al is dit nie altyd genoeg nie,
kan ek in die oggend as ek my voet op daai druppel sit, van daai fabriek, van daai firma, van daai kantore, die bloed van die Here pleit, dat daai mense nie deur die duiwelse vangnette gevang word nie, maar dat hulle die Here sal oopbly om my salaris te betaal. Ons sien dit nie altyd so nie, ons sien dit is vanselfsprekend. Hulle moet, Here, dis u genade wat elke besigheid oophou. Dis u goedheid, dis u guns. Laat ons by onsself begin en sê minder van my en meer van Jesus. Seën hierdie diens. Seën elkeen wat belê, al is dit hoe groot en hoe klein, al is dit die geringste in hulle oë. U woord sê, ek het die penning raak gesien wat die vrou ingegooi het. Dis al wat sy gehad het. So sy het meer gegee as die een wat 10 miljoen byvoorbeeld gegee het. Here, ons moet gehoorsaam wees in Jesus. Seën elkeen wat in hierdie rekening inbetaal. Seën elke ene, Here, wat hierdie bediening oor die jare geseën het. Dit is nie nou van korte duur nie. Dis oor die jare wat hierdie bediening hardloop, Here, 18 jaar en meer. En u het hierdie mense altyd geseën. Want hier is die geseënde plek van God. En u genade sal hier floreer. En elkeen wat sy voete op hierdie deurdruppel gesit het, Here, roep ek vanmôre terug in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In Jesus se naam. Seën hierdie kosbare mense, Here, in Jesus se naam. Amen. En amen. Prys die Here. Halleluja. En loof die Here. Ja, en loof die Here. Ja, voordat ons gaan begin, dit is eers vir my 'n groot voorreg om vanoggend Jonathan kom hier. Jonathan is ook deel van ons. Hy's deel van die kerk. Hy's deel van die setup. Hy's ook ons projekbestuurder hierso. En dit is 'n groot voorreg om vanoggend hierdie kind te roep. Dit het in sy hart gewees. Die TV's is nie reg nie en sonder dat ek daarvan bewus is, het hy gegaan en hy het kabels gekoop en op sy eie en hy het dit kom herstel gister uit die TV's reggemaak sodat julle beter kan sien. En hy het selfs mense gebring om bietjie in die tuin te werk, bietjie dinge hierso buite reg te maak. Dit lyk mooi, né? Ja, dit was alles deel van sy projek gewees en al sy gedagtes en al sy planne. Vanoggend kan ek nie anders as om aan die Here dankie te sê vir 'n kind wat gesien het daar is 'n nood, daar's 'n probleem en al die TV's werk nou beter. Selfs daai TV wat so donker was as helder. So ek kan net vanoggend sê Jonathan, dankie vir alles wat jy doen. Ons waardeer dit. En weet jy wat? Dis nie maklik in die posisie nie want jy moet die hele tyd dink, hoe kan ek verbeter? Hoe kan ek? En weet jy wat? Dit kom van sy hart. Dit wat hy gedoen het hy nie gedoen vir ons nie. Hy het dit gedoen vir my nie. Hy het dit gedoen vir ons almal, maar vir ons meester. En dit vir die Here. Ek wil net 'n gebed doen. Here Vader, ek wil net vanoggend dankie sê vir Jonathan. Dankie vir die inspirasie wat hy is. Waar hy gesien het waar nood is, waar hy gesien het waar daar 'n probleem is, waar hy gesien het die kerk kan verbeter en die kerk kan vorentoe gaan. Die werk van die Here hoef nie hier stil te staan nie en ons kan dit regmaak. En Here Vader, waar u vir hom gesê het hy moet dit doen en hy sy finansies gevat, hy het sy finansies gevat, kabels gekoop en Here, hy het die goed kom herstel. Hy het selfs mense gekry om dit te doen. En Here, daarom wil ek bid en ek wil vir u vra, seën hom ryklik in Jesus naam. Seën sy ma, seën sy sussie, seën sy ouma. Hy self sy ouma gebring om kos te kom maak, Here, vir almal wat hier werk. Here, hy het gedink aan alles. Hy het ook vir hulle koeldrank gekoop, Here. Here, maar dankie vir hierdie pragtige kind wat nou 'n branding het vir u in Jesus naam. Here, gebruik hom nog meer in die koninkryk. Here, laat hy nog meer ywerheid sal hê en Here, laat dit nie uitgeblus sal wees nie in Jesus naam. Dankie Here. Amen. Dankie pastor. Dankie jou. En prys die Here. En prys die Here. Daar's hy. Daar's hy. En dis lekker om te weet
Daar's kinders wat wil hê die kerk moet beter lyk en so. Dit is die Here in hom. Maar al die lof en die eer gee ons aan die Here. Amen. Kom nader, Kersvader. Kersvader het 'n wit baard, hy het 'n swart of bruin. Dis wat vir ons sê, Kersvader. So ek gaan hom nou hier los. Alleen. Stok sila weer op 'n Saterdag. Here, pray jy moenie ophou sing nie, hou aan sing. Halleluja. Daar's hy. Dankie Freddy. Amen. Daar's hy hoor. In die naam van Jesus. Kan jy nie praat nie? In die naam van Jesus. Kan jy praat? Want hy kan nie. Hy smal net. In die naam van Jesus. O, jy kan nog nie praat nie. Jy? In die naam. Jesus. O, jy kan nog nie, jy kan slaap. Wanneer is jy? Ek is. Daar's hy, prys die Here. Daar's hy, kom ons gaan die Here loof en prys nou. Yes. Kom ons begin met die eerste song.
tot in die laaste nageslag. Dit beteken ons kinders, ons agterkleinkinders en die agterkleinkinders. En die se agterkleinkinders. Halleluja, prys die Here. Kom ons sing die volgende een. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Hey, dit lyk so mooi nou. Halleluja. Ek sien in my gees die glorie en die alma van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Toe prys hom, halleluja. Toe prys hom, halleluja.
Halleluja, hier groot naam. Haal 'n bietjie asem. Ons oefen daai longe hierso. En die kerk oefen ons die longe. Halleluja. Want dit is waar ons die Here loop en prys. Kom ons sing die volgende een. Nou gaan ons 'n bietjie stadiger, 'n bietjie agter. Halleluja. Oh my God,
Want die Here is ons rots en ons vesting. Die Here is ons krag. En in hom sal ons glo. Amen. Ekskuus. En ons lewe. En die ewige lewe, né? Sê amen. 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 Prys die Here.
die Here. Here Vader, U wat die liefling is van ons siel, Here. Here, ons kan net U die lof, die eer en die aanbidding gee. Here, ons kan net vanoggend sê dankie, Here. Here, dankie vir wat U doen, dankie vir wat U gee vir ons. Dankie, Here, dat U vanoggend met ons kan praat. Here, help ons in ons weë. Here, ons val in swakheid, ons val, Here, maar Here, help ons om staande te bly. Here, spreek U in geestelike autoriteit. Here, spreek met die mense hart. Here, kom vanoggend. Here, kom praat met ons. Leer ons die weg, Here, aangaande wat ons moet loop, Here. In Jesus naam. Here, kom net vanoggend in die grootheid, in die magtigheid, in die heerlikheid, in Jesus naam. Dankie, Here, ek loof en ek prys. Amen. Die kerk sê, Amen. Sit maar. En prys die Here. Ja, prys. Amen. Amen. En amen. En amen. Glory, glory, halleluja. Mense, ons is nog steeds besig met die met die werking van die Heilige Gees. Hoekom die Heilige Gees nie in ons werk nie? Waar val ons short? En hier kom nou nog 'n gedeelte waar ons kort val. En dit is so amazing. As ons net besef wat 'n awesome God ons serve. Wat 'n amazing God. Hoe reëel God is. Dan sal ons ophou sondig. Dan sal ons ophou beklei. Dan sal ons ophou om God te dank. Met sonde. En meer op hom vertrou. Maar die ding is, omdat ons nie luister nie, val ons. Ons val in mismoedigheid, ons val in downheid, ons val in worries en ons val in vrees. En ons het al geleer, dit sluit alles straf in. So nou wat val ons nog? Luister eers wat sê die woord. Die woord, voordat ek die woord gaan lees. Luister gou hierna. Jesus wat die woord is altyd gereed. Luister wat ek sê. Kinders, luister. Jesus wat die woord is altyd gereed om homself te bewys. Jesus wat die woord is altyd gereed om hom Self te bewys. Yes, en hy bewys hom deur en deur in ons lewens. Hy staan gereed. Maar wat verhinder hom om in ons te werk? Ons hart. Ons hart staan in die pad. Hoekom? Want met die mond loof en prys ons die Here. Dit is lekker om die Here te aanbid, te sing. En daar's lekker doef. Chika. Nee. Maar ons harte wil nie God aanbid. Ons maak nie tyd vir die Here. Ek sal net beter. Ons maak nie tyd om in die woord in te gaan. En op die woord te staan en te sê, Here, hierdie woord is lewendig en dit sal manifesteer in my lewe. Hierdie woorde sien ek daagliks in my lewe in vervulling kom. Gister het ek dit weer gesien. Hoekom? Want dit was God in aksie. Dit was nie Jonathan se besluit gewees nie. Dit was God in hom wat hom gesê het, luister, ek wil dit beter hê. En ek gaan voorsien dat jy dit kan doen. Die Here het so ver gegaan met sy beplanning, net om julle idee te gee. Hy het die kabels kom en die kabels was presies gewees. En die Here het so ver gegaan dat hy 2 connectors ekstra gekoop het wat nie deel was van die beplanning nie.
wat nie deel was nie. Luister wat ek weer sê. Toe die kabels gegooi word, dis op 2 plekke, wat hy short is, en hy kon hy 2 connectors opsit. Die Here het vir hom die wysheid gegee. Hoekom? Dit is wanneer jy op die woord van die Here vertrou, dan gee vir jou die wysheid, die kennis, die insig. Hy gee vir jou die visie wat om te doen. Hy wys, ek gebruik dit nou, hy het vir Jonathan gewys die kabels. Maar toe Jonathan bestel hy nog die 2 connectors en hy sê vir my, hy het net bestel. En pragtig. Toe gebruik ons. En weet jy wat? Weereens was dit God in aksie. Halleluja. Dit was eintlik 'n baie mooi voorbeeld, Jonathan. Ek kan dit nou vanoggend gebruik hierso want ek was daar gewees. En ek weet, die een plek was daar gewees. Die een connector is daar bo gewees en die ander connector is daar op my tafel. So ja, prys die Here. Maar waar val ons short? Waar val ons short? Ook 'n bietjie. Al die asem. Al die asem, Freddy. Waar? Okay. Waar daar is hy, hier is die lig skyn. Hallo Julie. Hallo ouma. Want die Here is, Maar waar val ons short? Ons haal asem. Weet jy wat sê Paulus? Hoor wat sê hy in 1 Korintiërs 15 vers 10. Kom ons gaan gou na die eerste boeke van Korinters toe. Korintiërs 15 vers 10. En hy sê vir ons hierso, luister wat hy sê. Hy sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Waar val ons short? In die genade. In God se genade. Die Here gee vir jou. Jy staan op, jy hou asem. Wat asem? Diep, nog dieper. Wat asem. Hoeveel keer sê jy dankie vir God se asem? Dankie vir daai genade wat hy gee vir daai asem. Hoeveel van ons is gesond? Kom aan. Wie kan sy hart gebruik? Wie kan sy oog gebruik? Sy ore gebruik? Jou voete gebruik? Jou mond gebruik? Ek praat nie van skinder nie. Ek praat nie van skinder nie. Ek bedoel dit nie lelik nie, maar hoeveel keer sê jy dankie vir jou stem? Al kan jy nie sing nie. Maar vir God is dit die mooiste woorde wat uit jou mond kom. Hoekom? Want dit kom van jou hart. Maar ons waardeer nie die genade nie. Ons neem dit van selfspreekend aan. Ja, ek moet opstaan. Ek moet vir Wally kyk. Ek moet aan my ry raak sien. Ek moet vir Kian sien. Maar dit is God se genade. Ons besef nie God se grootheid. Ons besef dit nie, selfs as jy na die hondjie kyk. Ons besef dit nie, dat dit God is wat ons die genade skenk. En nou wat gebeur? Waar val ons short? Omdat ons nie die genades raak sien van God. Kan ons nie dankie sê. Wat verhinder jy dan? Jou hart. Sien hoe maklik val ons. Hoe kan raak ons bespoedig? Ons kan nie eens die goedheid van God raak sien. Yes, die Here is goed. Die Here is goed, hy voorsien. Maar hoe is ons? Ons staan soos standbeelde. by die rouwors. Ja, ons wil net hê, Here, asseblief. En as die Here nie vir jou gee nie, dan gooi jy 'n tantrum. Wat skrik van niks nie, my maat. Groot mense kan tantrums gooi. Hoor wat ek vir jou sê, hulle kan babas leer. Hulle kan babies leer.
Hulle gooi vir hom, ou maat, hulle is so suur as hulle by die huis kom, dan druppel nog steeds. Maar weet jy hoekom? Omdat hulle nie die genade van God ervaar nie. Omdat hulle nie kan sê, Here, ek het vreugde in my lewe nie. Here, ek het blydskap in my siel. Here, dankie. As jy opgewonde nie. Ek al alweer awesome, ek het alweer 'n blou band. Elke week dieselfde storie. Jou lewe in en uit is dieselfde. Dis vervelig, man. Tot jy raak al vervelig met die lewe. Want jy repeat dit aanhoudend. Jonathan is soos daai knoppie wat daar op die rekenaar is, repeat. Oor en oor en oor dieselfde. Want jy repeat, dis maandag, as jy volgende week kom, dis maandag, as jy week daarna, dis maandag. As volgende jaar aanbreek, is nog steeds maandag, man. Kyk, sal nie hoor. Ek sien jou oor, ek wil klaar. Ek was nog eers daar nie, toe gaan jy oor. Mens vinnig. Maar jou lewe is vervelig. Want jy maak jou lewe vervelig. My lewe is opgewonde. Hoekom? Want ek het blydskap. Ek het blydskap in my siel. Ek kan dans, ek kan jubel. As ek opstaan, het ek vreugde, want ek weet waar ek vandaan kom. Want ek kom deur die genade, deur die Gees. Yes, maar God se genade vir ons. Ons moet dit waardeer. Deur die woord. Kom ek gebruik die kinders en ek like om hierdie kind te gebruik. Staan jy op en sê, dankie Here vir my pa en my ma. Here, dankie dat my ma met my geraas het. Nee, hy kon ons kom, maar ek gebruik hom net vir 'n voorbeeld. Nie een van ons staan op, ons sê eers dankie. Hoekom? Want ons neem dit van selfspreekend. En Paulus sê, ek is wat ek is deur die genade. Hy herken God se genade. En ons herken nie God se genade nie. Nou as ons nie God kan herken in sy genade nie, hoe kan ons verwag dat God voorsien? Jy moet dit antwoord. Ek kan dit nie vir jou antwoord. Hoe kan God jou voorsien? As jy sê, Here, ek wil nie hierdie genade herken nie. Here, ek leef vir myself. Me and my worries, I want. Jy blok God se seëninge vir jouself. Want die Bybel, Jesus self het gesê, in die minste was jy getrou gewees. In die minste. Nou, omdat jy in die minste getrou was, jy vir jou nie. Nee, ek ken, so ja, dit beteken, jy herken God se goedheid. Al die dinge van die wêreld beteken niks. Die genade van die Here is meer werd as goud en silwer. Is meer werd as 'n bank vol geld. Want sê Jesus het ek alles. Kan ek jou geheim vertel? Jou wallet bly net. Jou bankkaart ook, ek gaan hom nog spend. Almal betrek hier vanaf. Vraag gesê, waar gaan hulle? Gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe? Het jy God se goedheid? Baie mense sê ek gaan hemel toe. OK, ek het nie pyn daarmee nie. Kom ons begin by God se 10de. Want die woord van die Here sê 'n dief en 'n rower sal sy koninkryk nie sien nie. Kom ons gaan nog verder. Kwaadsprekers, dronkaards sal die koninkryk van God nie sien nie. Kom ons gaan nog verder. Nee, miskien moet ek hier stop. Dan gaan hier raskry, ek sien dit aan die mikkel. Maar, ons praat te vinnig, maar ons harte wys nie dat ons God waardeer. Ons harte wys nie dat ons God se genade waardeer. God se genade? Waardeer. God se genade? Waardeer. OK. Waardeer jy jou ma? En as jy met jou ras? En dis hoe ons ook is. Wanneer God nie voorsien, dan maak ons ook so. Here, sien jy my nie raak nie.
Here, kom U nie vir my deur. Here, hoekom sukkel ek so? Hy skouers is dit vandag. Omdat ons nie God se goedheid kan raak sien. Hoe kan ons verwag om te ontvang? Hoor wat sê Paulus verder. Hy sê daarso op ons, en sy genade was aan my was nie te vergeefs nie. Sy genade is nie vir ons verniet nie. Hy het 'n prys betaal op Golgotha. Hy het 'n prys betaal, Johan. Jesus het gesterf. Sy bloed het gevloei. En dit kan nie verniet wees nie. Ons kan dit nie van selfsprekend net aanvaar en sê, ja, ek moet asemhaal. Jy moet dood neerval ook. Maar wat dan? Daar's 'n skrif wat sê, hoe erg is dit om in 'n land van 'n lewendige God te val? Wanneer ons God terg, en jy moet tot sterwe kom, hoe erg gaan dit wees om in die hand van die Here te val? Hy het jou kans gegee, die Bybel sê, terwyl hy te vind is. Terwyl daar nog tyd is. Maar ons moet nader kom. Paulus sê, sy genade was nie te vergeefs. Dit is vir my en vir jou, om in sy genade te wees, en die goedheid van God raak te sien. Ons speel hy song soveel keer. Ons kry soveel repeats op die Kom Saam program oor hy song. Hoe goed is God. Maar die genade wat die Here vir ons het. Moenie worry nie. Winter sê bly om my te sien. Prys die Here. Nie ek die pen aan. Hy wys so sterk, hy waai die stok uit die vensters. Halleluja. Die genade van die Here. Daar's nog 'n vers wat die Here Paulus gesê het. Net die genade van die Here is my genoeg. Hy leer vir ons om te waardeer God se goedheid.